Vandag het ek 'n spesiale gas wat hier by my kom kuier. Vars van die vliegtuig afgeklim van Pretoria se wêreld af. Dion Silje van die Cheetah Outreach Trust. Dion, welkom, is baie lekker om jou hier te hê. Goeiemiddag. Goeiemiddag aan almal en baie dankie vir die geleentheid. Dit is 'n besonderse groepie mense julle wat werk met jagluiperds. Kan jy vir ons 'n klein bietjie meer vertel van die Cheetah Outreach Trust en wat dit is wat julle doen? Ja, die Cheetah Outreach Trust fokus basies al ons werk op die bewaring van vrylopende jagluiperds wat nog op plaasgebiede voorkom. Bittermin mense weet dat ons nog vrylopende jagluiperds op plaasgebiede het. Almal dink hulle is in toegespande reservate en parke, maar die meerderheid van jagluiperds wat nog voorkom in Suider-Afrika kom buite bewaringsgebiede voor. En dis waar hulle onder druk is van die boeregemeenskap, omdat hierdie katte nie gras eet nie, maar wel vleis eet. En die vleis is in die vorm van of vee of wildsbokke, en daai wildsbokke behoort tog aan 'n boer, en dit is sy inkomste, en dis waar die konflik vandaan kom. Ja, dis nie net jagluiperds nie, dis 'n klomp ander roofdiere ook wat hulle self lekker gemaklik maak langs 'n plaas, en die boere, so jy sê, hulle sien hulle eintlik maar as peste en wil hulle maar van kant maak, maar as jy dit doen, daar is groot negatiewe impakte wat gebeur met die algehele ekosisteem. Ja, dis korrek. Baie van die plaaseienaars sien dit as 'n probleemdier. Nie net jagluiperds nie, maar basies enige roofdier, omdat hy beskou dit as 'n verlies van inkomste. Die navorsing wat ons doen wys, en ons gee dit vir die boere ook, want baie van hierdie inligting is as gevolg van miskonsepsies. My oupa het hulle uitgeroei en my pa het hulle uitgeroei en ek gaan hulle uitroei, niemand gaan vir my sê om dit nie te doen nie. So ons doen intense navorsing op die plaasgebiede om die boere bietjie meer inligting te gee en vir hulle te wys, hierdie kat lê nie net onder 'n doringboom en wag vir 'n bleesbok om verby te kom nie. Hy beweeg eintlik oor groot gebiede en die impak op een boer is eintlik baie klein, anders as wat hulle dink. Ja, my oupa het dit gedoen, my pa het dit gedoen, ek gaan dit doen ook op my grond, gaan nie vir my sê wat ek gaan doen nie. Ander maniere van om hierdie diere uit die plaasgebied uit te hou, in plaas van om hulle uit te roei, wat se ander opsies is daar? Daar's verskeie opsies vir die boere beskikbaar. Ons het 'n teelprojek, die Owens Guardian teelprojek, waar ons Anatoliese herdershonde teel. Ons was een van die eerste bewaringsorganisasies in Suid-Afrika wat met die honde begin het. En die Anatoliese herdershonde werk ongelooflik goed vir die veeboere. Wanneer ons 'n hondjie op 'n plaasgebied neersit, help ons die boer om die hondjie te laat aanpas. Ons besoek daai hondjie op 'n maandelikse basis vir die eerste 12 maande, en daai boer se verliese oor die algemeen is verminder tussen 97% tot 100%. Soos wat dit my altyd sê, dit is in die pudding. As 'n boer nie kan sien dat hy regtig gaan werk nie, gaan hy nie glo nie. So vir die eerste 12 maande vat ons daai verantwoordelikheid weg van die boer af. Ons neem volle verantwoordelikheid vir die hondjie. En na 12 maande, wanneer die boer sien dat my beersie is besig om stadig maar seker vetter te raak, ek het nie meer baie verliese nie, dan word die hondjie op 'n langtermyn leenbasis vir hom gegee. Dit bly nog steeds 'n projekhond, en ons besoek hy hond dan nog steeds so 1 keer per jaar, net om seker te maak dat hy in 'n goeie kondisie is en dat hy nog doen wat hy moet doen. My naam is Jan Siem, saam met my in altyd die Dion Silje van die Cheetah Outreach Trust, en ons het gepraat oor hoe boere saam met jagluiperds kan lewe. Jy het gepraat van die honde, en as boere nou nie daai opsie wil vat, wat se ander maniere is daar om jagluiperds uit die plaas uit te hou? Ja, daar is maniere om saam met hierdie roofdiere te werk. Die Anatoliese herdershond is maar en bly maar die beste verdediging vir 'n veeboer. Maar ons sit ook met boere wat met wild boer. En alhoewel ons in intensiewe wildkampe al Anatoliese herdershonde saam met wildsbokke gesit het, beweeg die bedryf heeltemal weg van intensiewe teeling nou. So ons adviseer dan die boere, veral die wildboere, om te kyk na elektriese heininge, om hulle buiteheininge te elektrifiseer, en dan ook terug te gaan na die natuur toe en te kyk wat het die natuur gedoen om getalle van roofdiere te beheer. So in gebiede waar daar groot roofdiere, waar ons byvoorbeeld in die Kalahari en die Limpopo gebied werk, kom luiperds voor. Dis basies die grootste roofdier in daai gebied. En dan bring ons nie die mis in van 'n leeu. En ons sit daai leeumis om die kraalgebiede, by sypings op die plase, teen die heininge, en daai reuk alleen
is 'n goeie afskrikmiddel vir die kleiner roofdiere wat in die omgewing voorkom, want ewe skielik is jy 'n groot baard swart maanhaar leeu wat nie regtig daar is nie. Hy's iewers hierso. Maar hulle weet nie hy's nie daar nie. En 'n roofdier wil nie beseer word nie, hy gaan eerder uit die gebied uitbeweeg tot daai reuk weg is. So dis ons noem dit in Engels 'n bioboundary, in Afrikaans sal dit seker maar 'n biogrens wees, maar dit werk 100% effektief. In die begin het die boere geglo dis ou vrou stories tot ons vir hulle gewys het. Almal het gevra, waar kan ons leeumis bymekaar kry? Daar's baie mense wat nog steeds leeu's in kampe het en hulle is net te bly om emmers van hierdie leeumis vir die boere beskikbaar te stel. Ja. One man's trash is another man's treasure. Hy is presies waar. En jy merk basies net jou area. En dis nie asof julle kan ons maar nou sê treehangers is nie, en jy moenie die jagluiperds vermoor nie, net omdat dit moord is van 'n dier nie. Daar is 'n rede hoekom hierdie bewaringsveldtog bestaan, en die jagluiperds het 'n baie belangrike rol wat hulle speel in die ekosisteem. Ons nou van die lig af gepraat oor as jy hulle uitroei, dan kom die bobiane en dan is daar ander tipe goedjies wat hulle aanjaag, en kan ons maar nou sê nonsens aanjaag op jou plaas basies. Nee, dit is baie waar. Dit is maar deel van die biodiversiteit. En die teenwoordigheid van roofdiere in 'n omgewing dui eintlik aan 'n baie gesonde omgewing. So die wildboere en die boere doen eintlik iets baie goed. Hulle behou die balans, maar ongelukkig is daar die miskomseksies teenoor roofdiere. En daarom probeer ons vir hulle oortuig en verduidelik wat die plek van roofdiere in die omgewing is. Roofdiere gaan nooit meer as die prooidiere wees nie, hulle is afhanklik van die prooidiere. En dis soos om 'n blikkie 'n toring met blikkies koeldrank te bou. En as jy een van daai blikkies uithaal, dan gaan daai hele toring in mekaar stort. En dit is wat ons vir die boere probeer verduidelik. Ons is nie sensitief nie, ons is nie ultra groen nie. Ons is bewaringsmense en ons weet hoe die boerderyomgewing werk. So ons vat die hand van die boere, ons is baie simpatiek teenoor hulle, want ons weet hulle probeer 'n lewe maak. Daar's so baie ander omstandighede en goed wat die boere elke dag moet veg. En nou kom die roofdiere ook. So dis hoekom ons vir hulle hand uitwerk om vir hulle te sê ons het vir julle 'n oplossing. Ons gaan vir julle die oplossing gee. Volg net ons raad. En deur dit te doen kan hulle dan saam met die diere leef en kan ons die biodiversiteit verseker in daai omgewing. Dit gaan nie net oor jagluiperds nie, dit gaan oor elke liewe diertjie wat in 'n omgewing is. Die jagluiperd word maar net gebruik om mense bewus te maak van die hele biodiversiteit en die bewaring daarvan. Dion, is ongelooflike werk wat julle doen met hierdie pragtige diere. Hulle is gevaarlik. Meeste soos die boere sal hulle nou peste noem, maar jy weet, waar kan die mense meer gaan leer oor die werk, presiese werk wat julle doen? Ja, ons het 'n webtuiste, dit is www.cheetah-outreach-trust.co.za. Daar's verskillende van ons projekte daarso wat die mense kan gaan lees oor, onder andere ook 'n nasionale sensus wat ons nou besig is om met jagluiperds te doen. Dis die eerste vrylopende jagluiperd sensus wat in Suid-Afrika plaasvind. Dit word gedoen op so 19 miljoen hektaar plase. Van die Wildtuinse grense tot teen aan die Galagadi. So dit is nog 'n wye area wat gedek word. En mense wat plase in daai gebiede het, word versoek om asseblief deel te neem aan die opname. Daar is 'n aanlyn opname. En nadat ons dit gedoen het, dan plaas ons ook kameras op die plase uit om fisies diere af te neem om na die getalle te kyk. Wonderlik. En ek nou weer ons nou gepraat oor die bewaring van die ongelooflike mooi diere, maar waar kom jou liefde vir jagluiperds vandaan en waar het jy besluit om betrokke te raak by die Cheetah Outreach Trust? Ja, ek is 'n natuurbewaarder van beroep. Ek was 'n probleemdierbeampte by die ou Transvaal en Limpopo natuurbewaring. En ons het agtergekom dat van al die roofdiere wat daar probleme veroorsaak word, is die jagluiperd maar die een wat die spit afbyt by meeste van die boere. Hy word baie keer blameer vir goed wat hy nie gedoen het nie, omdat dit 'n dier is wat in die dag rond beweeg. Sien die boere hom en hy word geblameer vir ander roofdiere se skade. Dit is ook die roofdier wat 90% van sy gebied al uitgerwis is in Afrika. Daar's min of meer so 3600 jagluiperds in Suider-Afrika oor, waarvan 70% buite plaasgebiede of buite bewaringsgebiede of plaasgebiede voorkom. So die toekoms van hierdie diere is uit en uit in my hande en in jou hande en in die boere se hande. En as ons nie hierdie diere gaan bewaar nie, gaan ons generasies na ons nie die voorreg hê
om vrylopende jagluiperds te sien nie. En miskien die enigste jagluiperds wat hulle sal sien is dalk nog in dieretuine. So dit is waar my passie vandaan kom om met die jagluiperds te werk, om mense se houdings te verander en te verseker dat my kinders en hulle kinders eendag van hierdie jagluiperds wel vrylopend kan sien. Dis ongelooflik net die belewenis om 'n jagluiperd te sien. Jy sien hom op foto's en video's, maar met jou eie twee oë. Dit is iets besonders om te beleef. En dis 'n goeie ding juist hierso, want ek was ook nou menigte kere in my lewe 'n probleemdier genoem. Jy het net nou vir my 'n baie interessante stukkie trivia gegee. Want ek wil sê ek het so 'n bietjie van 'n vrees vir die diere. En jy het my gesê daar is nog nooit iemand aangeval deur 'n jagluiperd nie. Vrylopende jagluiperds of wilde jagluiperds val nie mense aan nie. Hulle is eintlik baie bang vir mense en hulle gaan wegbeweeg. Waar mense wel deur jagluiperds aangeval is in 'n dieretuin situasie of in teelgebiede waar hulle in teelkampe aangetref word, waar hulle vasgevang word. Maar nog niemand is nog ooit in die natuur deur 'n jagluiperd aangeval wat 'n wilde jagluiperd is nie. Hulle is baie geduldige diere. Hulle gaan jou nie aanval nie, hulle gaan wegbeweeg. So mense hoef glad nie bang te wees as hulle ooit in 'n reservaat of op 'n plaasgebied afkom op 'n jagluiperd om ewe skielik die roer uit te ruk en daai jagluiperd te probeer skiet want hy wil sy lewe beskerm nie. Daai jagluiperd is baie banger vir jou as wat jy vir hom is en hy gaan definitief wegbeweeg. En as kom roep soos my kat by die huis? Sal ek kom? Ek dink as jy baie braaf is, gaan jy dit kan probeer, maar ek sou dit nie probeer het nie. Dion, seker met dis wonderlike werk wat julle doen. En julle is totaal en al afhanklik van skenkings, donasies. Hoe kan mense betrokke raak? Ja, ons ontvang geen befondsing van enige staatsinstansie in Suid-Afrika nie. So al die werk wat ons doen, word gedoen deur borgskappe en donasies van dieretuine oor see as ook verskeie maatskappye in Suid-Afrika. Ons is afhanklik soos ek gesê daarvan en daarom doen ons verskillende aksies om fondse in te samel. Ons het op hierdie stadium 'n baie goeie kompetisie aan wat loop. Waar mense wat graag wil 'n bietjie gaan vakansie hou, dis koud in die Kaap, maar Mosambiek is nogal lekker warm. Ons het 'n lodge in Mosambiek in Barra, Neptune's Lodge and Beach Bar in Barra, Mosambiek, wat vir ons 'n vakansie van 5 dae vir 5 mense geskenk het. Ons gaan 'n trekking doen hier in Oktober, die 4de Oktober, dit is internasionale dieredag, wat ons dan hierdie trekking gaan doen, en kaartjies kos net R500 elk, en al die geld wat so ingesamel word direk in ons bewaringsaksies ingeploeg. So mense kan asseblief na ons Facebook blad gaan kyk, inligting is daarop oor hierdie kompetisie, en indien mense net gewone borgskappe wil gee of donasies wil gee, kan hulle op ons webtuiste gaan kyk, weer eens, dis www.cheetah-outreach-trust.co.za, waar daar opsies is om byvoorbeeld Anatoliese herdershondjies te borg. Daar's verskillende goed wat ons nodig het, soos kameras, wat ons in die veld opsit, wat mense ook kan bydraes maak. So, gaan kyk na ons webtuiste, en asseblief mense raak betrokke. Dis in ons hande, nie in iemand anders se hande om hierdie diere te bewaar nie. Dion, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie dat jy deurgekom het en sal my gesels het vandag. Ek hoop jy kom kuier weer. En as jy weer sal kom 'n klein luipertjie, jagluipertjie saam te bring. Dat ons vir die mense op Bok TV kan wys. Baie dankie, ek waardeer dit.